Welkom by dag 25. Die kruis verbind geregtigheid en genade. Ons lees vandag uit 2 Korintiërs 5 vers 21. God het hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak ter wille van ons, sodat ons op grond van ons hegte verhouding met Christus deur God vrygespreek kan word. Aan die kruis sien ons 2 dinge wat op die oog af heeltemal teenstrydig lyk, maar Jesus perfek saamkom, geregtigheid en genade. Geregtigheid beteken dat verkeerde dade nie bloot onder die mat ingevee kan word nie. Sonde het werklike gevolge. Dit breek, maak seer en vernietig. 'n Regverdige God kan nie eenvoudig sê, "Ag, dis reg so," wanneer mense mekaar en hulle self skade aandoen nie. Dit moet aangespreek word. Genade beteken dat God besluit het om die straf vir jou skuld, jou foute en jou gebroke dele te dra, asof dit syne is. Dit is wat op Golgotha gebeur het. En dit is waar Simon se verhaal begin. Hy het die kruis gedra, daardie simboliese instrument van geregtigheid. Op dieselfde tyd het hy langs Jesus, die bron van genade, gestap. Al het hy dit nie ten volle verstaan nie, het hy deel geword van die grootste liefdesdaad in die geskiedenis. God kyk na ons en hy sien nie 'n mens wat perfek moet wees of probeer om hom te beïndruk nie. Hy sien iemand vir wie Jesus reeds die volle prys betaal het. Die rekening is nie net afgeskryf nie, dit is volledig vereffen. Jy hoef nie bang te wees dat God jou net gaan afskryf nie. Jy hoef nie perfek te wees om deur hom aanvaar te word nie. Hierdie is jou daaglikse herinnering. God se geregtigheid is werklik, maar sy genade is groter as enige sonde. En omdat Jesus vir jou ingestaan het, kan jy sonder vrees, sonder skaamte en sonder om te probeer verdien, in sy liefde wandel. Watter deel van jou lewe het meer genade nodig? Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u geregtigheid en genade by die kruis ontmoet. Ek lê vandag my skuld daar neer. Amen.